is good and faithful. He will keep us day and night. We can always run to Jesus, Jesus strong and kind. Jesus said, if I am lost, He will come to me. And He showed me on that cross, He will come to me. For the Lord is good and faithful. He will keep us day and night. We can always run to Jesus, Jesus strong and kind. Goeienaand en baie welkom. Baie dankie dat jy baie van julle het ver gery en in die donkerte om te kom. Ons hoop dat jy regtig ook geseën sal wees op hierdie baie besonderse diens wat ons vanaand het met ons Paasnagmaal. Ons terwille van die atmosfeer gaan ons nie vreeslik aandag gee aan afkondiging nie, net om te sê hoe dat die naweek verloop. Ons het vanaand ons Paasnagmaal hier in die NG Kerk. Ons sluit dan môreoggend aan 9:00 by die Gereformeerde Kerk en Sondagoggend ook by die Gereformeerde Kerk, soos wat ons dit dan noem by vir 'n TKK, tussenkerklike kerkdiens. En dan wil ons net noem dat maandag uit 'n aard nie kategese is nie en dat ons vir 'n tydjie weggaan. So vir die volgende 14 dae is daar ook nie belydennisklas by my pastorie of by die skool nie tot en met die 18de April. Ons tema vir vanaand gaan uit en kom uit en gaan rondom Sagaria 9 vers 9. Jubel Sion, juig Jerusalem, jou koning sal na jou toe kom, hy's regverdig, hy's 'n oorwinnaar, hy's nederig en hy ry op 'n donkie. Dis 'n baie bekende teks wat gewoonlik rondom Kersfees hanteer word. Ons gaan dit vanaand doen rondom die Paasfees. Serena, wat sing ons? Goeienaand julle. Ons gaan vanaand begin met Psalm 16, of eerder daarom soos ons dit ken, Psalm 16. Here, U is my lewe. Ek ken die veilige bewaring elke dag. Pas by die foto aan wat julle sal hoor. En dan gaan ons ook die ou bekende lied sing 176. God, vergeet ek nou die woorde. Halleluja, U is koning, ons aanbid U in U woning. U is die Alfa en die Omega. Daarom sing ons halleluja. Ons gaan hierdie twee keer sing en dan kan jy gaan sit en die ander liedere sal so deur die tyd aangekondig word. So ons kom ons begin na die foto met Psalm 16. Baie dankie Serena. Kom ons kyk na die foto vanaand. Dit is maar ons groet. Ons begin ons inleiding in die diens vanaand. 'n Teks wat vir my so 'n paar jaar, 'n hele klompie jare gelede regtig getref het, is toe ek in moedergemeente aangekom het en vasgeval het in 'n middestad waar woonstelle toegesluit is. Jy kan nie by mense uitkom nie, hulle bly agter hoë mure. As jy nie 'n afspraak maak nie, kan jy nie spontaan klop en jouself voorstel met huisbesoek soos wat ons geleer het en mee groot geword het nie. En ek het gaan worstel by die Here en sy antwoord was, want ek het vir die Here gevra, hoe het u bediening gedoen? En dit staan in Matteus 5
vers 1, hoe die Here Jesus sy bediening gedoen het. Toe Jesus die menigte mense sien, soos in 'n stad, babes is ook nie heeltemal so klein nie, het hy teen die berg opgegaan. En nadat hy gaan sit het sy disippels na hom toe gekom, en hy het hulle geleer en gesê. En wat interessant is, en wat ook by vanaand se tema aanpas, is sy eerste lering was die volgende woorde. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. En op hierdie noot groet ek jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Zie bij mij, U het betaald.
Onse Vader wat in die hemel is, ons kom hier op 'n donderdag aand by mekaar, op 'n dag wat die kalender vir ons aanwys as Paasfees. Die dag wanneer ons terugdink en herdenk aan wat U vir ons gedoen het. Die fondasie van ons hele geloof, ons godsdiens, ons kerk, ons hoop, ons lewe. Daardie dag toe U die disippels aan 'n feestafel genooi het en meer as kos gegee het, maar U lewe. Ons kom bid dat ons iets daarvan sal beleef in hierdie aand. Om iets meer te verstaan, al het ons oor die jare al 'n paar Paasfeeste beleef. Ons kom bid, Here, dat ons iets van U teenwoordigheid sal ervaar in hierdie aand. Ons het die behoefte om nie net vir onsself te bid nie, maar ook vir ons hele gemeenskap hier in Gobabis spesifiek. Wat Paasfees maar die gewoonte is om dit te gebruik as 'n aftyd, as 'n kuiertyd, as 'n drinktyd selfs. En as ons vanaand kom bid vir Gobabis, is ons nie hier om vinger te wys of te veroordeel nie, maar met hartseer in ons harte, Here, te kom pleit vir verlore gaande siele. Ons wil kom bid dat U ons kerk sal wakker maak, dat U vir ons die krag, die energie en die tyd sal gee binne 'n baie besige program wat elkeen veg vir oorlewing, ekonomies veral. Sodat ons hand kan uitsteek en dit wat ons vanaand beleef, ook kan uitdeel aan Gobabis. Ja, daar's mense wat siek is, daar's mense wat totaal ingekonk het. Daar's mense wat swaar kry, daar's mense wat werkloos is, daar's mense wat geen heenkome het nie, daar's mense wat in 'n varkhok sit vanweë verkeerde keuses. Daar's mense wat sukkel en skaam kwaad is. Kwaad is vir almal, kwaad vir U, en kwaad vir familie en kwaad vir almal vanweë hulle omstandighede, Here. Ons kom bid dat vanaand vir ons die pad gewys word hoe om nuwe lewe, vrede, versoening deur die bloed en die liggaam van U ook te gaan uitdeel. Ons kom bid dit met afwagting. Amen. Ek gaan vanaand so 'n klein bietjie
anders maak as wat julle gewoond is hoe my liturgie werk, en ek gaan teruggryp na die ou liturgie van die NG Kerk om die wet te lees. Want sien, die Here Jesus het in die Nuwe Testament gesê, ek het nie gekom om die wet weg te neem nie, maar ek het gekom dat die wet tot sy volle betekenis sal kry. En ek hoop dat vanaand, wanneer ons die wet lees en skuldbelydenis doen, dat dit nie net nog 'n stuk liturgie of 'n gewoonte sal wees nie. En daarom gaan ons 'n baie, ek wil nie sê interessant nie, maar 'n anderste wet lees, wat jy dalk nog nooit raak gelees het uit Deuteronomium nie. Maar dat die hantering van die wet ons weer nader aan God in ons verhouding met God sal vat, van watter rol die wet en ook skuldbelydenis moet speel in ons lewe. Ek lees dan nou vir jou in Deuteronomium hoofstuk 17, waar daar 'n baie interessante wet geskryf word rondom leierskap. Hoe lyk 'n leier? Of kom ek sê so, wat skryf die wet voor? Hoe moet leierskap plaasvind? Nou leierskap kan wees van 'n koning van Engeland, koning Charles, of ander konings in Denemarke en Nederland wat nog konings het, tot presidente soos ons eie president. Maar leierskap kan ook afgradeer tot 'n dominee in die kerk, maar ook wanneer jy op 'n plaas is en jy het werkers onder jou, of in 'n besigheid waar werknemers onder jou staan, of waar jy 'n voorman is of 'n bestuurder is, of selfs so ver as wat jy 'n bediende of 'n tuinmens in jou diens het. Hoe behoort leierskap te lyk? Ek lees vir jou uit Deuteronomium hoofstuk 17 vanaf vers 14. Wanneer jy in die land kom, sê die Here, jou God, vir die volk Israel toe hulle in 'n nuwe lewe ingegaan het, en jy dit in besit geneem het en daarin woon, sal jy sê, die Here het geweet wat in ons harte omgaan, ek wil 'n koning oor my aanstel. Elke nasie in my omgewing het 'n koning. Vers 15. Stel dan tog die koning aan, vir wie die Here jou God kies. En nou luister, wat sê die wet? Jy moet iemand uit jou eie volk as koning aanstel. Jy mag nie 'n uitlander, iemand wat nie uit jou volk is nie, as koning aanstel nie. Hy mag nie baie perde aanhou nie, en hy mag ook nie die volk na Egipte toe laat teruggaan om vir hulle baie perde aan te skaf nie. Hou dit vas. Die Here het vir julle gesê, julle mag nooit weer daarheen teruggaan nie. Moenie op die spoor wat ek julle bevry het, weer teruggaan, om te gaan geld maak nie. 17. Die koning mag ook nie baie vrouens hê nie, sodat hy nie aan die Here ontrou word nie. Hy mag ook nie sy silwer en goud te veel laat word nie. Hier word baie duidelik gesê, oppas vir 'n leier wat homself verryk vanweë sy posisie. 18. Wanneer hy as koning oor sy regeer, moet hy vir hom 'n afskrif van hierdie wet maak. Hiervoor moet hy die eksemplaar van die Levitiese priesters gebruik. Hy moet die afskrif by hom hou en sy lewe lank moet hy dit gereeld lees, sodat hy kan leer om die Here sy God te dien, deur gehoorsaam te wees aan alles in hierdie wet en om volgens al hierdie voorskrifte te lewe. Daarom sê die Here, vat die wet, hou dit op jou studeertafel, hou dit by jou bed, hou dit daar in jou huis,
en lees hom, sodat jy die Here kan dien, soos wat die Here dit van jou verwag. Wanneer die kerk dan die wet geluister het, moet hulle self ondersoek, het ons dit gedoen, is dit soos ons leiers hanteer, en is dit hoe ons as leiers is. As skuldbelydenis vat ek jou dan na die boek van Daniël. Want wat Daniël gedoen het, is dat Daniël was in ballingskap. Daniël is gesteel as te ware van sy mense, en hy lewe in 'n vreemde land waar hy sy werk moet doen vir vreemde mense. En daarom het hy al miskien die human rights om te sê, is nie my land nie, is nie my mense nie, ek traag nie daaroor nie. En dit is die foute wat my pa en my oupa gedoen het, dat ons nou in hierdie gemors sit. Maar dis nie wat Daniël doen nie. Hy speel nie die blame game nie. Soos Daniël bid om vergifnis vir sy volk. Daarom kom die kerk, Daniël die gelowige, en hy kom bid vir sy mense wat foute gemaak het, verkeerde keuses gemaak het. Hy kom tree in vir die sonde van sy mense. Dis die taak van 'n gelowige in 'n kerk. Hoor die gebed van Daniël. Ag Here, groot en ontzaglik, wekken God, u handhaaf u verbond en u trou teenoor die wat vir u lief het, en as jy sê jy die Here lief, sal jy sy gebooie gehoorsaam. Ons, hoor nie, ek nie, ons het gesondig, ons het oortree, ons het verkeerde dinge gedoen, ons was opstandig, nie hulle nie, ons, en het nie gelewe volgens u gebooie en bepalings nie. Ek ken Daniël se lewe, hy het 3 keer op 'n dag gebid, maar hier kom hy en sê, ons, vers 6, ons het nie geluister na u dienaars die profete nie, wat in u naam ons konings, ons leiers, ons familiehoofde en hele bevolking aangespreek het. U is regverdig, Here. Dit is onsself wat hierdie ellende oor ons gebring het. Here, hierdie ellende het oor ons konings, oor ons leiers en oor ons familiehoofde gekom, omdat ons teen u gesondig het. Maar u, Here, ons God, bewys barmhartigheid en u vergewe, al was ons opstandig teen u. Dan bid hy verder, ter wille van u self, hoor tog my gebed en smeking, en verskyn tog tot 'n redding van u verwoeste heiligdom. Luister tog my God, hoor ons tog, sien tog ons verlatenheid raak, en die van die stad, waaroor u naam uitgeroep is. En dan skryf Daniël en vertel vir ons sy storie, vanaf vers 20. Terwyl ek nog praat en bid en my sonde en die sonde van my volk Israel bely, kyk hoe reageer die Here daarop, en by die Here my God pleit vir sy heilige berg. Terwyl ek nog so aan die bid was, het Gabriël, die man wat die vorige keer in 'n visioen gesien het, dis die engel wat ook vir Maria die boodskap gebring het van Jesus se koms, dis die engel van die boodskap wat boodskappe bring, by my aangevlieg gekom. Dit was die tyd van die aandoffer. So hier kom die engel Gabriël en hy besoek vir Daniël, wanneer hy met 'n smeekgebed sy skuld en die skuld van sy volk bely. Vers 22. Hy het my kom inlig en vir my gesê, Daniël, ek het gekom om jou deeglik in te lig. Toe jy met jou smeekgebed begin het,
is daar 'n antwoord gegee en ek het gekom om dit jou te vertel, want God het jou lief. Gee dus ag op wat ek sê, sodat jy die visioen kan verstaan. Dan kom engel Gabriël en hy kom vat aan Daniël se skouer en hy kom bemoedig hom met 'n woord van God. Wat is die woord van God? Daar is 70 tydperke vir jou volk en vir jou heilige stad vasgestel. Jy gaan nog suffer. In die tyd sal daar aan die goddeloosheid en die sondes 'n einde gemaak word en sal daar versoening gedoen word vir die oortredinge. 'n Uitkoms wat God bring van buite af. Dit is die tyd waarin 'n blywende geregtigheid tot stand gebring sal word, waarin die profesie en die visioen tot vervulling sal kom en die tempel heringewy sal word. Dis wat die Bybel sê. Wanneer jy bereid is om voor die Here jou sonde te bring en die sonde te smeek van die kerk, van jou familie, van Gobabes, sal die Here by jou kom en vir jou die pad aanwys. En soos ons gewoond is dan, doen ons dan 'n lied op ons skuldbelydenis. Julle kan maar bly sit en ons sing as antwoord op die wet en die belydenis, lied 220 vers 1 tot 3. Oh
ons maak ons Bybels oop by Sagaria, hoofstuk 9. Dit sal help as jy blaai tot waar die Ou Testament ophou en dan terugblaai, dan gaan jy hom redelik maklik kry. Is actually die tweede laaste boek in die Ou Testament. Profesie van Sagaria, hoofstuk 9. Ons gaan lees van verse 9 tot 10. En kom ons lees van 9 tot 10, maar wil jy met sommer jou vinger daar op 'n merk daar hou. Ons gaan begin deur so 'n klein bietjie Bybelstudie te doen, woord vir woord te kyk na die teks. En as ons die nagmaal gaan ons nie die nagmaalsformulier lees nie, ons gaan bloot aanlees ons nagmaalformulier as te ware uit Sagaria. Sagaria, hoofstuk 9, verse 9 en 10. Here, gee vir ons 'n kerigma woord. 'n Woord wat nie net vir ons slim maak en vir ons kennis gee nie, maar ook u woord in ons harte geplant, sodat ons karakter, ons mens wees, ons Christen wees, daaruit sal ontwikkel en groei nader aan u. Amen. Sagaria 9 vers 9. Jubel Sion, juig Jerusalem, jou koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig en hy is 'n oorwinnaar. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die hingsvel van 'n donkie. Ek sal die strydwaans in Efraim vernietig, die perde uit Jerusalem uitroei. Die pyl en boog waarmee oorlog gemaak word, sal gebreek word. Die koning sal vrede vir die nasies afkondig, en hy sal regeer van see tot see, van die Eufrat af tot in die uithoeke van die aarde. Kom ons kyk net gou woord vir woord wat daar staan in vers 9, net om 'n idee te kry oor waaroor dit gaan. Jy het nie teologie nodig om dit te verstaan nie. Daar staan jubel Sion, juig Jerusalem, jou koning sal na jou toe kom, hy's regverdig en hy's 'n oorwinnaar, hy's nederig en hy ry op 'n donkie, op die hingsvel van 'n donkie. Jubel Sion. Wat is Sion? Sion is die naam wat spesifiek gegee word vir, kom ons noem dit die tempel, die plek waar mense by mekaar kom om God te aanbid. So in ons taal is dit jubel die kerk. Daar waar mense by mekaar kom in die dorp of in die stad om God te ontmoet. In die woestyn was dit die tabernakel. In Jerusalem was dit die tempel. In Gobabis is dit die kerk. En wat die kerk se naam ook al mag wees. Jerusalem, juig Jerusalem. Dit word beskou as die heilige stad vir die groot Abrahamitiese godsdienste. So wat interessant is, dat as jy vandag Jerusalem besoek, sal jy sien dat Jerusalem is verdeel in 3 groot dele. Judaïsme, Christendom en die Islam. Baie sterk godsdienste wat saamgetrek is met hulle politiek binne in Jerusalem, wat as te ware die spulpunt is waarom alles draai. So hierdie teks is dus nie net vir die kerk nie, maar ook vir die dorp, vir die gemeenskap, die plaaswyke, alles rondom
Gobabis, die distrik Gobabis. Koning, jou koning. Wat is 'n koning? 'n Koning is 'n monarg wat 'n land of 'n koninkryk regeer en hy kry hierdie posisie gewoonlik omdat hy dit erf. Hy word aangestel, nie deur stemming nie, maar hy word aangestel deur God of deur sy ouers, sy pa wat vir hom aanstel. Toe koningin Elizabeth II oorlede is Charles haar oudste seun in haar plek koning geword in Engeland. Dis 'n monarg wat 'n land regeer soos wat in oorerwing gegee is. Regverdig en 'n oorwinnaar. Dit spreek van self, dit gaan nie vreeslik daarin nie. 'n Landsleier moet regverdig wees. Want as hy net vir sekere mense opkom, gaan die ander teen hom staan en hy is 'n oorwinnaar. Want soos wat ons dit ook het, die politieke party wat die stem gewen het, die koning wat die oorlog gewen het, word dan die landsleier. Nederig en ry op 'n donkie. Hier is dit baie interessant dat wanneer 'n mens 'n land wil oorneem of 'n stad wil oorneem, dan kom in die ou tyd in die Romeine kom die soldate op oorlogsperde om met mag en mening 'n koninkryk of 'n stad oor te neem. Maar wanneer die landsleier, en dit is 'n tradisie in die Ou Testament en ons sal verder later daaroor praat, wanneer die koning op 'n donkie ry of op 'n muil, dan klink dit vir ons, dit lyk maar bietjie pateties. Maar wat dit tradisioneel beteken is, ek het nie nodig om met mag en mening in 'n oorlog oor te vat nie. Ek bring vrede, triomf en vrede. En nou moet julle my geduld as ek nou daai teks, ek wil dit amper noem in 'n Dirk Lou vertaling maak, sodat ons hierdie teks vanaand as mense van Gobabis dit vir onsself kan vat. Jubel oor kerk van Gobabis. Juig oor julle gemeenskap van Gobabis. Die plek en die dorp wat die Here God met sy eie hand in Namibië geskape het, as die drinkplek van die olifante, hakkies, die drinkplek van die wat groot spore trap in hierdie gemeenskap van Gobabis. Se seun Jesus Christus kom om Gobabis in geregtigheid en in waarheid te regeer. Hy kom nie op die rug van 'n oorlogsperd of vergewe my op 'n army bedfit die dorp in om te kom oorvat met mag en mening nie. Maar hy ry op die rug van 'n donkie, wat beteken ek bring goddelike vrede. Dis die boodskap van die Bybel. Maar hoe lyk Gobabis? Hoe lyk die wêreld? En ons is deel daarvan. Daar's 'n magstryd op hierdie aarde. Dis 'n magstryd tussen in hierdie land van ons, in hierdie dorp van ons, tussen godsdiens, die wat die Here wil dien, teenoor mense wat opstaan vir sogenaamde human rights. Ek is God. Ek is regte en my regte moet hier gehandhaaf word. Wit teenoor swart, man teenoor vrou, ryk teenoor arm, kerk teenoor kerk. En dit is nie net wat ons in die kerk belewe nie.
Dit is wat ons selfs ook by die ateïste en die agnostiese mense beleef in die dorp. Dan praat jy ook met ongelowiges, mense wat kerkloos geword het. Is dit deel van hierdie wêreld se uitroep? Julle gaan 'n bietjie geskok wees, maar ek gaan nou vir julle sekulêre musiek speel en jy gaan lus wees om te dans. Maar die agtergrond daarvan is hartseer van wat mense beleef. Nou nie eers in die kerk nie. Ons het gesê Jerusalem is Judaïsme, Christendom, moslems. Hier kan ons praat van jy behoort aan hierdie kerk of jy behoort nie aan 'n kerk nie of jy's net 'n liberale mens wat nie glo nie. Ek gaan vir jou speel die musiek van ABBA. As hulle die volgende woorde sing en ons gaan die laaste gedeelte vir julle speel. I don't want to talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now, it's history. History van ons lewe. Dis maar soos dit is, sê baie mense, veral die ou mense van 'n klein dorp. I played all my cards, and that's what you have done too. Nothing more to say. No more ace to play. The winner takes it all. The loser standing small. Beside the victory, that's her destiny. En hierdie uitroep van, al wil ons ook apologize, ons is vasgevang in, the winner takes it all, the loser standing small. Speel dit vir ons asseblief, Marianne. Net om te wys hoe dat selfs in die sekulêre wêreld mense vasgevang is hierin. Ek challenge haar bietjie, so. Julle ken die liedjie. Hoe Herman gesê, ons is uit die oud school uit, ons hou nog van hulle musiek. Hulle nie speel nie. Ok, maar julle ken hom. En kom ek lees dan dit wat hulle verder sê. I apologize if it makes you feel bad. Seeing me so tense, no self-confidence, but you see, the winner takes it all. The winner takes it all. So the winner takes it all and the loser has to fall. Throw the dice cold as ice. Way down here, someone dear takes it all, has to fall. Yes, it's plain. Why complain? Moenie kla nie, dis die lewe, dis soos dit werk op Gobabis. Maar die Bybel kom en veral Sagaria en God se strategie is totaal anders. Ek lees vir jou die 10de vers. Ek sal die strydwaans in Efraim vernietig, sê die Here. Die perde uit Jerusalem uitroei. Die mense wat in mag en menigdom wil te kom oorval. Die pyl en boog waarmee oorlog gemaak word, sal gebreek word. Die koning sal vrede vir die nasies afkondig en hy sal regeer van see tot see, van die Eufrat af tot in die uithoeke van die aarde. Ons ken vir koning Dawid. Ek wil net prakties wys hoe dit werk. Koning Dawid het as kind groot geword en hy het sy pa se skape opgepas. En dit was 'n rowwe lewe, want jy moet alleen buite in die veld bly. Hy vertel en gee sy getuienis hoe hy leeu's en roofdiere moes met die hand bydam om die skape op te pas. Hy sou later 'n dapper soldaat word, wat sy volk deur net soveel stryd
bloedige oorlog bevry. Hy was so geveg dat hy kon nie die tempel bou nie, want sy hande was te vol bloed om 'n tempel vir die Here, 'n kerk vir die Here te bou. Toe hy oud geword het, het die seuns mekaar doodgemaak om in sy plek die kroon te vat en die troon. Absalom hang aan 'n bos. En wat gebeur dan? Ons het gesê 'n koning is oorerwing. Dan kom Dawid en hy stel vir Salomo, stel hy dan aan as die volgende koning. Luister, hoe doen hy dit? 1 Konings 1 vers 32. Toe gee, dis 'n storie, so julle kan luister daarna. Toe gee koning Dawid opdrag, gaan roep vir my die priester Sadok en die profeet Nathan. Kyk hoe die kerk deel van die politiek en die leierskap. En Benaja, seun van Jojoda. Toe hulle by die koning kom, sê hy vir hulle, vat my leiwagte saam met julle en laat my seun Salomo op my eie muil ry. Nie 'n perd nie. Hier's nie 'n beklei nie. Hier is vrede, die triomftog. Vat vir Salomo na die Gihonfontein toe en laat die priester Sadok en die profeet Nathan hom daar tot koning oor Israel salf. God gesalf. Dan moet julle die ramshoring blaas en roep, lank lewe koning Salomo. Julle moet agter hom aangaan en hy moet binne gaan en op my troon gaan sit, want dit is hy wat my as koning opvolg. Ek gee opdrag dat hy heerser moet wees van Israel en Juda. Hoekom 'n donkie? Soos ek verduidelik het, 'n heerser op 'n perd is 'n oorlogmaker. Hy beklei vir sy posisie en reg. 'n Heerser op 'n donkie is die simbool van jy's aangestel, vredemaker en 'n stabiliteit. Perde is vinnig, sterk, masjienagtig en beseer hulle self maklik. 'n Donkie is stadig, omsigtig, stabiel en hy kan 'n swaar vrag vir ver in te dra. En toe kom Jesus in Jerusalem triomfantlik aan op 'n donkie, op die hungsel van 'n donkie. Triomfantlik kom almal en gooi palmtakke en klere voor hom neer, soos wat gevier word verlede Sondag, of Sondag wat verby is. Maar op die donkie huil Jesus oor Jerusalem. En op die donkie, elke donkie is 'n kruis. Want jy weet, vrede se vrag is swaar. Om vrede te bring, gebeur net deur 'n kruis. Jesus is oorgegee in die hand van 'n woedende wêreld. Hulle gee hom die doodstraf en hy word vasgespijker aan 'n kruis. Om die doodstraf en die ewige helse straf van ons te vat en te betaal in ons plek. En daarom het ons verlede Sondag geleer, 'n nuwe mens in Christus is iemand wat ook 'n donkie ry, wat ook sy kruis opneem en in homself sterf, want eers dan kan jy vrede hê en vrede bring. En met daardie aanloop gaan ons nou oor tot die nagmaal. En om die nagmaal te gebruik,
stap ons oor na die volgende vers 11. Dis ons nagmaalsformulier vir vanaand. Wat jou betref, my verbond met jou is met offerbloed beseël. Daarom sal ek jou gevangenes laat red uit hulle gevangenskap. En skielik kom daar 'n kom vra op. Wat se verbond? Wat se offerbloed? Wie is nou in die tronk? Ek was nog nooit in my lewe in die tronk nie. Wie is in die tronk en wie moet uitgered word? Wat gaan hier aan? Die Bybel verduidelik dit vir ons in sy totale storie. Na die sondeval het die mens homself skaamkwaad aan God onttrek. Adam en Eva kruip weg agter 'n bos. Ek is skaal, sê hulle. Kain vermoor vir Abel. Hulle bou torings, het ons so met die kinders verlede Sondag gedeel. Ons bou vliegtuie, ons bou vuurpyle om ons eie God te wees en die wêreld oor te vat. Om het te oorleef met mag en mening, liberalisme, human rights. Ander, for, standing small. Ander, bly van die kerk weg, hulle kruip in hulle huise weg, hulle skaam kwaad, want hulle is kwaad vir God, hulle is kwaad vir die kerk, hulle is kwaad vir die mense, vir die familie, hulle is kwaad vir die politiek, hulle is kwaad vir almal en alles, word beskuldig. Ons noem dit, speel die blame game oor hulle ellende. Ons is skaal gerop en gestroop van alles. Wat maak God? Hy kom na Adam en Eva en hy soek vir hulle agter die bos. Hy kom na Abraham toe om 'n verbond met hom te maak en hy kom agter my en jou om 'n heilige verbond vas te maak. Dis wie jy is. Jy behoort aan my. Wie het vir jou gesê jy is skaal? Wie het vir jou gesê jy is wees? Wie het vir jou gesê jy is alleen? Al kruip jy agter 'n klip weg. Ek ken en ek weet alles van jou af. God kom soek vir Abraham, vir Adam, vir Eva, vir jou en vir my, om ons vas te maak aan 'n verbond. En hierdie verbond is 'n bloedoffer. Hy gee sy bloed vir jou. 'n tempeloffer. Jesus se kruis. Nou kan jy vra, maar wat het dit met ons te doen? Romeine help ons daarin. Die gereformeerde teologie is lief vir Romeine. Saam met Luther kry hulle teologie uit Romeine. As Romeine 3 sê, ons het almal gesondig, ons het almal ontaard. Ons het lank deur Efesiërs ook gegaan. God het ons gemaak om geseën te wees en gelukkig, maar ons het 'n doodsbestaan hier op die aarde. Daar's nie een wat goed doen nie, regverdig is nie. As die mense dan in die dorp vir ons sê, maar julle skyn heilig, julle loop met die Bybel onder julle arm, maar julle doen dit en dit. Dis reg, ja. Ons is nie volmaak nie. Ons het almal gesondig, binne en buite die kerk. Romeine 6 gaan verder en sê, die loon van die sonde is die dood. Die loon van die sonde is die dood. Die genadegawe wat God gee, is die ewige lewe. So wanneer jy vasgeval is in die sonde, wag die dood en die ewige dood vir jou. Maar as jy na die genadegawe van God gryp, is daar vir jou 'n ewige lewe. Romeine 8. Wie wat sê hy van jou en my? Daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie, omdat ons kinders van God is,
erf ons 'n woning in die hemel. Want hy het daarvoor betaal, hy het versoening gebring. Ons staan onberispelik voor hom, want as God na ons kyk op die oordeelsdag, sien hy oor ons bedek die bloed van Jesus. Hy trek nie net vir ons klere aan om ons kaal toe te maak nie, maar hy bedek ons met die bloed. En toe, die aand voordat hulle Jesus arresteer het, sit Jesus met die disippels aan die feesmaaltafel, want is Paasfees. Hulle vier hoe dat God op 'n wonderbare manier die onmoontlike gereg gekry het om die hele volk Israel uit Egipte te bevry deur die waters van die Rooi See ten spyte van Farao en sy perde en sy magte. En hy neem sy liggaam en sy bloed meer as net brood en die kos op die tafel. En hy gee dit vir sy disippels en hy gee dit vir ons en hy sê neem, eet en word deel van wat ek vir julle gedoen het. Daai aand het die disippels hom met 'n frons en skeef gekyk en het nie 'n koekingklou gehad waaroor hy praat nie. Dit sou eers later wees met die uitstorting van die Heilige Gees dat hulle begin verstaan het. En daaroor gaan ons later met mekaar veral deur die Pinkster werk. En dat hulle as apostels die wêreld kon ingaan met die evangelie van vrede en die evangelie van versoening en die evangelie van redding. Hulle het so ver gegaan dat ons vanaand in 2026 hier in die suide van Afrika op Gobabis kan Paasfees hou. Kan aansit aan die Paasfees nagmaal. Die brood en die wyn kan neem. Want, sê die Bybel, die wat dit glo, die wat dit neem, die wat deel word daarvan van Jesus se verlossing, staan rein en onberispelik voor God. Kom ons bid. En nou bid ons Here, dat U staan met die hande en U kom gee vir ons brood en wyn en ons kan sê nee dankie of ons kan sê dankie. Ons kom bid vir elkeen Here, dat ons dit sal waag om ons hand uit te steek en sê, ons het almal gesondig. Nie een kan vinger wys vir die ander een hier op Gobabis nie. Ons het almal geraamtes in die kas. Ons het almal gesondig voor U. Ons staan almal kaal voor U, Here. Maar ons kom gryp die bloed en die brood, die liggaam. En as daar mense is, Here, wat soos die oudste seun vir die verlore seun gesê het, jy het alles opgevoeder en jy het alles opgemors en nou kom haal jy nog. Here, U ken ons harte. Daar is nie vir ons 'n ander pad nie, as om terug te kom na U ons Vader, ons tuiste, waar ons hoort. Dankie, dat ons kan weet dat U liefde vir ons so groot is, dat U ons soos die verlore seun vanaand terug verwelkom by 'n feestafel. Amen. Ons gaan ons voorberei vir die nagmaal en ek wil die geleentheid gebruik as jy van 'n ander kerk afkom of as jy van 'n ander gemeente is of as jy van 'n ander dorp beskuier is of as jou ouers by is en jy's 'n kind, is jy welkom om aan die nagmaaltafel te kom sit. As jy die vrymoedigheid het om dit in jou kerk te neem, dan kan jy ook, as jy welkom, om jou hand uit te steek en te sê, Here, ek vat U genade tekens.
ek gaan ook die geleentheid gebruik, dan gaan ons nie verder nie, die wat nie gewoond is aan ons of nie ken wat ons maak nie, ons gaan die tekens eers uitdeel, hou dit by jou, en dan gaan ons dit saam gebruik. So sit dit maar daar iewers, en hou dit daar, en ons het, in die binnekant is daar druiwesap, vir die wat dit verkies, en aan die buitekant wyn, en dan het ons ook die beker, as jy die beker wil gebruik, sal ons daarna dit uitdeel, dan neem jy net nie 'n glasie nie. Baie dankie. Ons gaan nou ons voorberei, die tafel voorberei en ons harte voorberei met ons lied die nagmaal. Ons bly sit. Is
As jy oorgeslaan is, steek net jou hand op. Terwyl ons so met die tekens in die hand sit, kom ons bely ons geloof voor die Here. Dis ook 'n tradisie van ons kerk, dat in die ou dae, baie jare gelede, het die kerk vir ons die Bybel opgesom in die geloofsbelijdenis. Ek gee dit vir jou ook op die bord, sodat ons almal hardop saam ons geloof voor die Here kan bely. Ek weet jy gaan ongemaklik voel, maar terwille van die prakties, omdat jy die tekens in jou hand het, gaan ons bly sit, terwyl ons dit dan doen. Kom ons bely almal hardop saam ons geloof voor die Here. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog leef en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Die aand voordat die Here Jesus gearresteer is, het hy sy disippels uitgenooi vir 'n fees. Soos wat mense 'n verjaarsdagfees het of 'n Kersfees, waar daar 'n tafel voorberei is, en hy het sy disippels hy en die disippels was om die tafel. En dit is soos 'n fees, daar's kos en alles wat daarmee saamgaan. Waaroor die fees gegaan? Dit was Paasfees, waar die volk van Israel gevier het om dit te onthou, dat die Here God hulle uit die land van slawerny uit bevry het, vir hulle deur die woestyn laat trek het, vir hulle 'n nuwe land van melk en honing gegee het, 'n nuwe lewe, 'n nuwe godsdiens as ware, en alles vir hulle nuut gemaak het, sodat hulle eie land onafhanklik kan wees. Maar met daardie fees was daar 'n denk, want nou behoort Israel nie meer aan homself nie, maar onder die Romeinse juk.
van die mense om die tafel het gedink, die Here Jesus kom en hy gaan soos 'n gouverneur wees, of hy gaan soos 'n weermaggeneraal wees, om die Romeine in die see te jaag, en omdat die Israeliete weer hulle eie koninkryk kan opbou. Maar dit was nie Jesus se agenda nie. Jesus het geweet wat kom. En daarom het hy iets gedoen wat hulle op daai stadium heel moontlik nie verstaan het nie. Hy het skielik, terwyl hulle nog besig was om op die tafel, het hy brood gevat en dit gebreek en gesê, neem, dit is my liggaam, neem dit en word deel van my, want my liggaam gee ek vir versoening, vir redding, om uit 'n gevangenis uit te kom en 'n nuwe lewe uit die sonde en die vasgevangheid van die bose, om vir jou 'n nuwe lewe te gee, sodat jy onberispelik die ewige lewe kan hê. Daar was ook wyn op die tafel, en hy die wyn het hy aangegee. En hy het gesê, neem, dit is die bloed. En elke keer as ons nagmaal hou, dan sê ek dit, bloed beteken lewe. Dokters weet dit, hospitale weet dit. Elke keer dan kom hulle om te vra, wil jy nie bloed skenk nie, sodat jy lewe kan gee vir iemand. Jesus het sy bloed aan die kruis geskenk, sodat ek en jy die ewige lewe kan hê. Terwyl jy in dankgebed is vir jouself, wil ek vra dat jy vir my die hand sal opsteek as jy graag die beker wil gebruik, sodat Jasper vir jou die beker kan bring. As slotgebed gaan ons nou opstaan en sing, lei ons Here, groot en magtig. Kom ons sing dit as 'n gebed om van hier af aan te stap binne in hierdie wat Jesus vir ons gedoen het, dat ons kop optel en die pad stap en onberispelik voor God die pad loop, en ook Gobabes help om hierdie pad te begin stap.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees stap saam met jou om jou te behoed en bewaar en te lei om dit wat die Here Jesus vir jou gedoen het in volmaaktheid te kan uitleef. Amen. Mag jy 'n baie geseënde Paasfees beleef. Die wat iewers heen reis, mag jy veilig reis. Die Here jou seën. Kom ons gaan kuier voordat ons uitmekaar uitgaan. Dit kan dalk die laaste groet wees. So kom ons koop die tyd uit en kuier saam met ons mekaar. Baie dankie.